Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Dis vandag Wêreldomgewingsdag, iets wat oor die algemeen maar meer aandag kan geniet. Ek kan egter nie aan 'n beter gas dink vir vandag se gesprek nie. Haar liefde en passie vir omgewingskwessies en veral renosters is inspirerend en aansteeklik. Ek praat natuurlik van Bonay de Bot. Bonay, baie welkom hier by ons. Goeiemôre, also baie dankie, is lekker om hier te wees. Nou net voordat ons by die positiewe omgewingsstories uitkom, wil ek net so 'n tree terugneem en vir jou vra, waar het jou liefde en passie vir die omgewing oor die algemeen vandaan gekom? Jong, my liefde vir die natuur is te dank aan my ouers en my ouma en my oupa. Jy weet, hulle het my en my twee sissies tydens skoolvakansies Kreer-Wildtuin toegeneem. En ons was blootgestel aan spesifiek my oupa se uitgebreide kennis. Jy weet, hy het elke boom geken, die naam, die plant, elke dier. En dit is waar my passie en my liefde vir die natuurlike wêreld gebore is. Kyk, ek is nou nie 'n opgeleide bewaringswetenskaplike nie, maar ek dink tog ons almal sien onsself as 'n bewaarder. Jy weet, van een of ander aard. En as jy geloofsmens is wat ek is, dan is dit ook 'n opdrag van God om na ons skepping om te sien. So die boodskap van bewaring is vir my baie belangrik en ek is baie bevoorreg om in my rol as televisieaanbieder, filmmaker, dit wat my in verwondering in die natuur laat staan tot in sitkamers te bring. Ek dink jy stel dit vir my so mooi. Nou, ons moet vir 'n oomblik stil staan by die tema van jaar en dit is plastiekbesoedeling. Ja. Jong, dit is maar 'n depressiewe onderwerp om oor te gesels, maar kom ons gaan kyk na die feite also. Wetenskaplikes sê ons verstik in die goed met 8 miljard ton plastiek op die planeet. Die oseane snak na asem. Daar word voorspel dat daar teen 2050 meer plastiek in die see gaan wees as visse. En stel jouself nou dit voor. Om die waarheid te sê, ek is nou so pas terug van Namibië af waar ek verfilm het saam met Nudea Dreyer. En hy doen ongelooflike werk saam met sy span daar langs die pragtige kuslyn van Namibië. Hulle hardloop letterlik in robkolonies in met so spesiaal gemaakte net. Dan vang hulle die rob en wat sny hulle weg? Plastiek. So elke rob wat hulle bevry en vang, verwyder hulle plastiek van. Ons het die een dag 10 robbe gevang, die ander dag 3 robbe gevang. Kyk, ek moes natuurlik net byhou want Nudea is 'n ultramaraton atleet. So ja, my fiksheidsvlakke is redelik getoets, maar kom ons laat dit daar. Maar ja, ons het vislyn afgehaal, ons het groentesakke afgehaal. Jy weet daai tipiese groen en oranje groentesakke, jy sal hulle self ken, waar ons lemoene koop, botterskorsies. So ek wil 'n beroep maak op mense om miskien net beter van hulle afval ontslae te raak en kom ons probeer om dit terug te kry in herwinning. Definitief. Nou ons gaan kyk by hoeveel positiewe stories ons kan uitkom, maar iets wat my persoonlik na in die hart lê is die pikkewyne. Ja, en ek is so bly jy bring positiewe stories want daar is so baie en ek kan jou heeldag besig hou. Natuurlik. Ek weet al jy het nie genoeg tyd nie. Maar ja, die pikkewyne, ek het bietjie tyd spandeer op Dasson-eiland saam met die Sankop navorser Albert Snyman. En daar's natuurlik dis die tuiste van duisende pikkewyne, maar die bevolking het afgeneem met 98%. En dis 'n ryk visvanggebied, so die vissersbote gaan in groot skaal en hulle vat die kos van die pikkewyne af weg. So hulle het nou mikroskyfies begin insit in die pikkewyne om te sien waar beweeg hulle, is daar genoeg kos en hulle het bewusmaking geskep. En soveel so dat daar nou 'n hofbevel uitgegaan het wat gesê het kom ons sluit hierdie betekenisvolle biologiese voedingsgebiede vir 10 jaar vir die pikkewyne. So ek dink hulle gaan genoeg kos hê en daai getalle gaan stabiliseer. Goed, wat is die situasie rakende die pumas? Die pumas, ja, dit was weer 'n verskriklike positiewe storie wat ek so 'n paar jaar verfilm het, die hervrylating van pumas in Patagonië. Kyk, hulle staan bekend as die spook van die Andesgebergtes. Jy sien hulle nie. Hulle is skaam, hulle is skie. En ek het saam met Emiliano Donadeo gewerk en hulle het toe nou nekbande aan die pumas gesit, want wat dan gebeur is, hy kry 'n notifikasie op sy foon, van 'n diep puma dan nou naby aan 'n plaas beweeg. So hy kan die boer onmiddellik inlig en sê, maak seker jou skape is veilig. Dit is 'n perfekte manier om daai konflik tussen mens en dier te kan bestuur. Ek dink is 'n goeie voorbeeld. En dan net vinnig, daar is ook 'n positiewe storie rakende wolwe. Ja, nee, kyk, wolwe in die Yellowstone Nasionale Park, daai landskap, Elsa, is anderwêrelds. Dis magies. Dit is net uiters wild. Dit is my 'n besonderse plek en die wolwe daar 100 jaar gelede is hulle heeltemal uitgewis. Mense het hulle gevrees. Toe 70 jaar daarna word die wolwe weer teruggebring na Yellowstone toe.
En die Yellowstone Wolf Project word nou erken as een van die grootste bewaringssuksesstories. Nie net omdat hulle nou floreer nie, maar oor die laaste 3 dekades het hulle tot ongelooflike, dit het 'n rimpel-effek gehad, tot verstommende ekologiese herstel gelei. En weer eens wys dit vir my dat 'n span kan 'n verskil maak, 'n individu kan 'n verskil maak en 'n spesies kan 'n verskil maak. Nou ons het so 1 minuut oor. So ek wil tog vir jou vra, hoe lyk die sake rakende renosters op die oomblik? Ja, kyk, Februarie was daar mos nou 'n persverklaring wat gepraat het van die statistieke van verlede jaar teenoor 2023 en dan sien 'n afname. Dis bemoedigend, maar ek sê altyd ons moet die opskrif dalk so bietjie verander want dit is misleidend. Ons sien 'n afname, dis bemoedigend, maar daar is gevaarligte vir 'n nuwe tendens. En dis ongelukkig dat hulle nou ook die onthorende renosters teiken. So dit lyk vir my die syndikaat het bietjie hergroepeer en hulle strategieë aangepas. As jy daai kraan gaan toedraai, gaan hulle innoverende maniere vind. En dis presies wat hulle nou doen. Net in een sin, ek weet dit is moeilik. Waarom is dit so belangrik om Wêreldomgewingsdag te vier? Ek dink dit gee vir ons die geleentheid om ons verbintenis met die natuur weer daarna te kyk, te besef wat dit vir ons beteken en watter veranderinge ons kan aanbring om in die toekoms in te beweeg en vorentoe te beweeg. Bonnie, dis altyd insiggewend. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het. Groot plesier. Nou ja, onthou, jy kan ons op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning, maar bly gerus ingeskakel want net hierna gaan ons op 'n internasionale toer. Jy wil dit nie mis nie.